Ons is nog steeds besig om te praat oor ons Pinksterdienste en die werking van die Heilige Gees in die lewens van gelowiges. God het dit vir ons gegee om ons te versterk met ons kind van God is, sodat ek en jy sy getuie kan wees, sodat ek en jy groot en wonderlike dinge in sy naam kan doen. Hy het vir ons die Heilige Gees gegee net om in 'n gemaksone te kan sit en te kan sê ek is op pad hemel. Saam met die gawe en saam met dit wat hy vir ons gegee het in die Heilige Gees, is daar 'n salwing wat ons ook ontvang van die Heilige Gees. En ek wil vanoggend met jou praat oor die salwing van die Heilige Gees. En ek gaan met jou deel vanoggend en party plekke is hierdie woord baie kras en hy gaan reguit met jou praat. En as dit jou raak, wil ek hê die Heilige Gees moet jou oortuig van dit wat verkeerd is in jou lewe. Ek kan dit sugarcoat, ek kan dit uitsny, maar ek wil reguit met jou praat vanoggend. Want die woord van die Here is die waarheid en dit sal ons vrymaak. Dit help nie ons verdraai dit en ons word nooit vry nie, want ons staan nie op die woord van God nie. So as daar vanoggend dalk op jou tone getrap word, asseblief, luister na wat die Here vir jou kan sê vanoggend. Ek wil begin vanoggend. Gedurende die jare van die Ou Verbond, in die Ou Testament, het die Gees van die Here oor die profete gekom en dan het hulle gespreek, gaan vir my terug en te neem. Asseblief. Ek wil dit nie vooruit hardloop nie. Ons gaan dit lees en dan gaan ons nie luister nie. Ek wil dit nie vooruit hardloop nie, asseblief. En hy het met die profete gepraat en die Gees van God het vaardig geword oor hulle. En dan het hulle 'n salwing gehad en hulle het gespreek soos wat die Here gesê het. En as hulle klaar gespreek het, dan het die Gees van God onttrek van hulle af. In die nuwe verbond is die uitstorting en die invulling en die dooping van die Heilige Gees permanent by my en jou. Daar is nie dat dit net oor ons kom en dan onttrek het van ons nie. En baie van hulle het gefunksioneer onder die salwing van die Heilige Gees. En ek wil dit vandag vir jou verduidelik oor dit. Alhoewel dit gebeur het, was die beskermende hand van die Here nog altyd oor hulle gewees. Deur die woestyn waar hulle ook gegaan het, toe hulle die beloofde land ingegaan het, alhoewel die Gees van God oor hulle onttrek het van hulle mense af wat die woord moes bring, was God nog steeds daar. Met ander woorde, hy het nie vir hulle gesê, omdat julle nie my Gees het nie, is julle nie deel van my nie. Hy het sy volk lief gehad en hy het vir my en vir jou lief. Maar hy vra vir my en vir jou, wanneer ons gevul is met die Heilige Gees, dat ons ook sal lewe onder die salwing van die Heilige Gees. Ek wil vir jou 'n voorbeeld noem uit die Ou Testament. God het gegaan en hy het vir Samuel gesê, Saul is die koning. Saul is die een wat gesalf moet word as 'n koning. En die doel wat God vir hom gehad het, was om die koning te wees oor Israel. Want hy was reg en regverdig voor God gewees. En ek wil 'n skrifgedeelte met jou deel wat vir jou sê is dat alhoewel hy gekies was, alhoewel sy doel was om die koning te wees, het daar 'n tyd gekom waar die Gees van God oor Saul gekom het en hy het geprofeteer. Die Gees van God het hom in 'n ander rigting gevat as wat hy was en het hom gebruik om te profeteer. Die Gees van God gebruik vir my en vir jou in sekere rigtings, waarin ons gaan miskien sê jy, maar ek is 'n musikant, ek is 'n voorsanger hier vanoggend. Dit is my roeping en dit is wat ek moet uitleef of wat ook al. Maar wanneer die Gees van God vaardig oor vir jou, kan hy jou ook gebruik om te profeteer. Want daar's 'n gawe van dit en wanneer jy gehoorsaam is daaraan, dan begin die salwing van die Here werk in jou lewe. Ek het al baie gehoor en mense praat en mense het gesê, gesalfde van die Here, hoor hoe preek. Dit wat hulle gesê, daar's 'n salwing op dit wat hulle doen. En vanoggend wil ek vir jou verduidelik oor die salwing, want ek dink baie maal gebruik ons dit net en ons sê net goed. Ons is so maklik om te sê, weet jy wat, ons gaan nie vandag by 'n bidtier wees nie, maar in Gees gaan ons saam met jou wees. Luister, jou Gees is nie daar saam met ons nie, want jy's nie daar nie. Ons gebruik goed wat nie eintlik Bybels is nie.
Ons gebruik goed en ons probeer dit regverdig om te regverdig dat ons is heilig en dat ons is sulke goeie mense. Kind van God, ek wil vanoggend vir jou verduidelik. Oor die salwing van die Heilige Gees. En dit is beskikbaar wanneer jy begin lewe deur die Heilige Gees en onder die werking van die Heilige Gees. Vandag, dis egter 'n stande en 'n verdraaiing. Wanneer ons die nuwe verbond sê dat ons is wedergebore, maar ons luister nie na die Heilige Gees nie. Ons tree nie op in die Heilige Gees nie. Ons laat nie toe dat die Heilige Gees ons lei nie. Maar ons sê ons is wedergebore Christene. Ons weet nie wat om te doen nie, ons wil na alle persone toe hardloop en van raad soek. Wanneer ons so optree, dan wil dit vir my duidelik wees dat die persoon van die Heilige Gees nie in jou lewe is nie en dat hy nie sy werk doen in jou lewe nie. Of dalk is jou ore net toe, jy kan nie meer die stem hoor nie, want die wêreld aan die een kant en die stem van die Heilige Gees aan die ander kant en die wêreld het al die stem van die Heilige Gees stil gemaak. Deur ons hele proses en dit waardeur ons gegaan het ons gesê sonde en die Heilige Gees het niks met mekaar in gemeen. Raak ons slaaf van sonde en raak gevul met die Heilige Gees sodat jy kragtig kan wees in die Here. Ek en jy moet net 'n gelowige wees wat op pad in die hemel is. Dis nie wat God het so dit. Jesus Christus aangeneem as my saligmaker en verlosser, daar vir my gepreek en vir my gesê, my naam is geskryf in die boek van die lewe, ek is op pad hemel toe, en ek is happy, and goodbye, and there is where it stops. Dis nie wat het is nie. Daar is iets anders van ons. Ons moet elke dag met ons werk, en moet ons doen, en ons moet lewe, onder die inwonende krag van die Heilige Gees, sodat ek en jy 'n sukses en oorwinning kan behaal op hierdie lewe, op hierdie aarde. Baie Christene ervaar nie sukses en oorwinning nie, want ek gaan hemel toe, ek is 'n goeie persoon, ek gaan kerk toe en alles, en dit is waar dit bly. Dis nie waar dit bly nie. Daar's 'n nuwe belofte in die nuwe verbond, wat God vir my en vir jou gee, dat elkeen van ons sal kragtig wees deur die Heilige Gees. Dis hoekom die Heilige Gees vir ons gegee is, om sy getuies te wees, maar ook om kragte en wonders te kan doen in sy naam. Dalk is daar vir jou geleer, dat weet jy wat, as ek Sondag kerk toe kom, en ek is okay in die kerk, ek het krag en autoriteit, en ek gaan demone uitdryf, en ek gaan siekes genees, en wat ook al, en baie mense doen dit, dan gebeur daarna nie. En dan sê hulle nie, maar dis die sonde in daai persoon se lewe, dis hoekom hy nie genees word nie. Of daar kon nie bevryding wees nie, want dit is die sonde in daai persoon se lewe. Was jy en het jy opgetree met die mag en die gesag van die koninklike salwing van die koning? Dis een van die salwings waaroor ek hier van praat vanoggend, is oor die koninklike salwing. Het jy die koninklike salwing in jou lewe? Want as jy die koninklike salwing het, dan tree jy op met die gesag van die koning en genesing sal plaasvind. Demone sal uitgedryf word, vrymaking en juke en ketting sal gebreek word. Ons moet nie net tevrede wees om te sê, maar ek gaan hemel toe, ek is okay. Jy gaan uitlees, wie kan, en jy gaan nooit in sukses en in oorwinning kan lewe. Dankie Anthony. Die belofte wat ons gekry het in die nuwe verbond. Maar julle sal krag ontvang van die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Die bemagtiging van die Heilige Gees dring my daartoe om 'n getuie te wees van God. Wanneer dit in my lewe is, kan ek nie anders doen om te getuig van die grootheid van God. Ek kan nie anders doen om te lewe 'n lewe tot eer en verheerliking van sy naam nie, want die DNA van God is hier binnekant in my.
En die karakter en dit wat uitgeleef moet word, moet hom verteenwoordig en hom wys vir die wêreld. Daarom het hy krag. Hy gaan nie vir jou iets gee en jy gaan dit nie kan doen. Hy het vir jou die krag gegee om dit te kan doen. En wanneer mense nie wil getuig nie, dan moet ons vra, is die krag van die werking van die Heilige Gees in hulle lewe? Want hy sê nie miskien nie, hy sê jy sal getuig. Die Bybel leer ons van verskeidenheid van salwe. Daar's die Moses salwe, daar's die Dawid salwe. Maar ek wil oor 3 ander salwes met jou praat vanoggend. Wat van toepassing is op wat gebeur in my en jou lewe. Ek lees hier die skrifgedeelte uit die 83 vertaling. Moenie hoor van die Anthony Wilson nie dan. In die dag sal sy las aflê van jou skouer en sy juk van jou nek. En die juk sal tot niet raak van weer die vettigheid. En ek lees hier die skrifgedeelte en ek sê, Here, wat is dit wat U vir my sê uit die skrifgedeelte? Want as ek hom so lees in die 83 vertaling of die 33 vertaling of wat se vertaling ook al en ek lees die skrif wat om dit gaan, dan maak dit nie vir my so baie sin nie. Wat is die vettigheid? Wat is die juk? Wat is die juk wat om my nek is? Ek sê, Here, help my. Dat ek dit kan verstaan en dat ek dit vanoggend kan oordra aan hierdie gemeente. Want miskien is daar mense wat sit met juke vanoggend om hulle nek. Miskien is daar juke Vader op hulle skouers. En ek gaan soek in die ander vertaling. En daarom is dit vir my belangrik dat 'n mens ander vertaling sal lees en jy konkordansie sal gebruik om te gaan soek die waarheid van die woord. Want iemand kan daai skrifgedeelte net so lees, die versie voor hom en die versie agter hom en die hele ding gaan nie vir hom sin maak nie. Dankie Anthony. Ek gaan soek het. In een van die Engelse vertalings sê hy die volgende: The anointing shall destroy the yoke of fear. Die vettigheid is die anointing. Die vettigheid is die teenwoordigheid van die salwing van die Heilige Gees in jou lewe. Dis nie 'n vettigheid van wat jy kry by 'n skaap of 'n varkchop nie. Dis die salwing van die Heilige Gees. Die Spirit-filled King James Version sê om die volgende: And in that day the enemy's burden will depart from your shoulder. Die vyand se juk wat op jou is, sal gebreek word en afgewerk word van jou af. En jy sal vrygemaak word deur die salwing van die Heilige Gees. Kan jy verstaan hoekom is die Heilige Gees so belangrik in my en jou lewe? And his yoke will be destroyed from your neck because of the anointing oil. Die anointing oil, die salwing van die Heilige Gees. Olie word geassosieer met Heilige Gees. Van ons wat in Pinksterkerk is, het al so gewoon geraak aan en gesê, salwing is nie die dooping in die Heilige Gees. Salwing is nie om jy voor te staan en te leef, om hoendervleis te hê, om te skree, om hande te klap, om koordanse te doen. Dit is nie salwing. Ons het 'n miskonsepsie van wat salwing is. Hoe kry ek en jy salwing? Ek en jy stap in by Checkers en Pick n Pay en Spar en Boxer, waar ook al dit is, en jy kan jou groceries koop soos wat jy wil en jy lus. Jy stap in by 'n Caltex garage of jy met jou motor by 'n Shell garage of waar ook al en jy koop jou brandstof en waar jy wil gaan. Jy het so 'n groot verskeidenheid van selfoonkontrakte wat jy van kan kies by verskillende plekke. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, die salwing kom net van die Heilige Gees en jy gaan dit nêrens anders te kry nie. Hoor wat ek vir jou sê vanoggend. As die salwing van die Heilige Gees oor jou is, dan breek hy die juk en die las en die vloek van sonde en hy maak jou vry en jy begin om te leef as 'n sukses en 'n oorwinning op hierdie aarde. Die woord praat van verskeie salwings, maar ek gaan vanoggend met jou deel oor 3 van hulle.
En ek wil vir jou hê, jy moet vanoggend besluit en vir jouself sê, wat se salwing is in jou lewe? Daar's die melaatse salwing, daar's die priesterlike salwing, dan is daar die koninklike salwing. Kom ons begin by die melaatse salwing vanoggend. Dankie. Salwing is derhalwe die Here se betrokkenheid in ons lewens en nie 'n gevoel of 'n emosie. Sien nou 'n lekker gevoel wat ek kry. Salwing is die betrokkenheid van die Here wat my gebruik in my bediening, daar waar hy my nodig het en daar waar ek gaan om juke en dit te breek, want ek is vry, want die salwing het my vrygemaak heel eers. Die melaatse salwing kry ons in Levitikus 14 vanaf vers 1 tot 20. Wanneer ons kyk na die geskiedenis van die melaatses, dan sien ons mense wat melaatses en 'n veldsiekte gehad het, was onrein verklaar en moes buitekant die kamp leef. Hulle kon nie saam met ander mense wees nie. Hulle kon nie deel van die mense wees as 'n gesin of enigiets soos dit nie. Hulle was outcast gewees, as ek dit so kan noem. En dan op 'n sekere tyd, wanneer hy wou geraak het en hulle moes skoon geword het, dan het hy na die priester toe gegaan. En as die priester geervaar het dat hy is genees van melaatsheid, dan het hy 2 duwe gevat en hy het een geslag en hy het die bloed gevat en hy het dit besprinkel op die persoon wat melaats was. Die persoon wat melaats was, moes sy hare gaan afskeer het. En dan het hy van die bloed op die ander duif gesit en hy het die duif laat gaan en die duif het weggevoer. Hy moes teruggaan buitekant die stad. Dan het hulle lammers gevat en hy het weer gekom en wanneer hy daarna die lammers geoffer is en hy is rein verklaar, dan eers kon hy deel word van die volk van God of die familie van God weer. Dit was 'n proses, maar om genees te kan word en om rein te verklaar te word, moes daar bloedvergieting gewees het. Dan moes bloedvergieting vir my en vir jou gewees het sodat ek en jy genees kan word. Ons is melaats vanweë sonde en het bloed nodig om gereinig te word, want sonder bloedvergieting kan daar geen reiniging plaasvind. Jy sien, melaatsheid is 'n siekte wat die wêreld oorgedra het aan ons. Dis 'n siekte wat die wêreld nie kan genees nie. Dis 'n siekte waar daar nie 'n antwoord vir hulle is in die wêreld nie. Maar deur die bloed van Jesus Christus het daar bloed gevloei wat vir my en vir jou genesing gebring het, sodat ek en jy kan rein word, sodat ek en jy deel van die volk van God kan wees. As dit nie gebeur het nie, staan jy nog aan die buitekant en jy is nie genees van die sonde van melaatsheid nie, want melaatsheid is sonde. Bring nie net skeiding tussen jou en God nie, dit bring skeiding tussen jou en jou familie ook. Bring skeiding tussen jou en die mense om jou en jou vriende. Daar moes bloedvergieting plaasgevind het sodat jy kan genees word. Jesus moes aan die kruis sterf sodat ek en jy genees kan word. Jy sien, want ek en jy het in die begin van ons lewe begin ons met hierdie melaatse siekte. Ons is verwyder van God af. Ons is geban uit die familie uit omdat sonde oorgeneem het in ons lewe en ons is onrein verklaar om in die teenwoordigheid van God te kan leef. Hebreërs 9 vers 22. Ons kan inderdaad sê dat volgens die wet feitelik alles met bloed gereinig word. Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis van sonde plaas nie. En dit is wat gebeur het in die Ou Testament. Dis wat gebeur het wanneer eenmal 'n jaar wanneer hulle die offers gebring het, dan is hulle skoon gemaak en hulle sondes is vergewe. Maar daar was 'n lam wat vir my en vir jou geslag is, sodat ek en jy genees kan word van hierdie ongeneeslike siekte, melaatsheid. Ek en jy kan onsself nie genees van hierdie siekte. Ons kan onsself nie red nie. Ons het nodig gehad dat iemand se bloed moes vloei vir my en vir jou, en dit was Jesus Christus. Ek wil vanoggend vir jou sê, melaatsheid en sonde is dalk vir hierdie wêreld nie geneesbaar nie, maar vir die Here is dit geneesbaar. Die wêreld het nie 'n oplossing vir jou. Neem 1 koppie of 2 teelepels van dit of 1 pil van dit en jy is gered nie. Hulle het nie daai oplossing.
Maar Jesus het dit. En Jesus is die enigste een wat kan genees van hierdie siekte wat ons het. Die melaatse was deur die offerdier se bloed gereinig. Ons word deur die offerlam van God die Vader, Jesus se bloed gereinig. En wanneer ek en jy gereinig is met hierdie bloed, en ons is terug en die Heilige Gees is in ons lewe, en ons begin om te lewe as kinders van God, is daar 'n salwing van olie op my en jou se lewe. Ek wil jou vra vanoggend, het jy al die salwing van die melaatse deur Jesus gekry? Is jy al genees? Het jy Jesus Christus werklik aangeneem as saligmaker en verlosser? Is jy gevul met die Heilige Gees wat die salwing van die Heilige Gees in en deur jou kan werk? Jy sien die probleem in die kerk is en baie mense verkondig het en baie mense bring het en sê dit, as dit met jou gebeur het, is dit oukei, jy gaan hemel toe. En dis waar ons stop. Dis waar ons stagneer, dis waar ons nie verder wil gaan nie. Maar daar's 2 stappe wat volg en die volgende een is die priesterlike salwing wat gaan kom. Sê ek nie, my laaste salwing, ek is een met Christus. Sy bloed het my skoon gewas. Ek kan in die kerk sit, ek kan my hande oplig, ek kan juig en jubel in sy teenwoordigheid. Ek is oukei. Ek en jy is nie gemaak om oukei te wees nie. Ek en jy is nie gemaak en gesit op hierdie aarde om net oukei te kan wees en jy kan sê ek weet ek gaan hemel toe. Jesus Christus as verlosser te aanvaar en om dan die Here van jou lewe te maak. Meeste gelowiges en meeste mense kom net tot hier. Kom ons word gelowiges wat nie net op pad is hemel. Kom ons word meer as net 'n gelowige wat is op pad hemel. En om dit te kan doen, moet jy die priesterlike salwing ervaar in jou lewe. Hierdie is die salwing tot dienswerk in die tempel van die Here. En hierdie is 'n moeilikheid. En hierdie is die een wat op mense se tone trap. Want jy sien, ek is 'n Christen en ek is beter as ander mense. Waarom sal ek wil diensbaar wees in die tempel? Die priesters en die ampt wat hulle gehad het, was diensbaar in die tempel gewees en het gewerk in die tempel. Daar's dinge wat hulle moes gedoen het. Hierdie salwing, net so dui dit volgens die Nuwe Testament op gelowiges se salwing tot dienswerk. Naamlik om siele na Jesus Christus te lei en om hom te dien. Wil jy moet vanoggend verstaan? Waar ervaar ek en jy die krag van die Heilige Gees? Wanneer ons in die gemeente, wanneer ons mekaar bedien, ek het 'n gawe. Ek het 'n priesterlike salwing, daarom sal ek iemand bedien wat in die gemeente is wanneer ons by mekaar. Dit wat die Here vir my gegee het, ek is nie beter as iemand anders nie, hy het dit vir my gegee. En wanneer ons kyk volgende week na die gawes, sal jy sien wat se gawe het hy jou gegee. Nie vir jouself om te roem in jouself nie, maar om die mense in jou gemeente, jou broers en susters te kan dien en diensbaar te kan wees vir God onder hulle. Ons ervaar dit in eenheid met die Here in sy huis. Hier in die kerk. Ons ervaar dit wanneer ons medebroers en susters by mekaar kom en ek begin om my gawe te dien, want die woord van God sê, wanneer julle by mekaar is, dien mekaar met julle gawes, maar wanneer ek my afskei van dit af, kan ek nie my gawe gebruik om my medebroer en gelowige te bedien. Reg of verkeerd? Die priesterlike gawe is 'n gawe wat aan jou gegee is om dit te kom doen binne in die gemeenskap, binne in die gemeente met jou medebroers en susters om hulle te bedien tot dienswerk van God. Met ander woorde, die Here is in ons totale lewe betrokke. Nie net in die werk. Nie net daar waar ek dink ek is 'n straatevangelis nie, ek gaan vir julle 'n revelation gee vanoggend.
Jy kan nie 'n straatevangelis wees as jy nie 'n melaatse salwing al ervaar het. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Want hoe kan jy 'n evangelis wees om vir mense te vertel van die Here, want jy het nog steeds self nie eers die Here aangeneem nie en jy het geen verhouding met hom. In ander woorde, die Here is in ons totale lewe betrokke. Daar waar jy in jou werksplek is, daar waar jy by jou familie is, daar waar jy tussen jou broers en jou susters saam by mekaar. God het jou ook die gawe van genesing gegee, of van wysheid, of van kennis, sodat jy jou medebroers en susters kan bedien met hierdie gawe. Kom ons kyk na die volgende skryf in Psalm 133, en hy sê dit vir my en vir jou baie mooi. Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saamwoon. Wanneer broers en susters by mekaar kan kom en met mekaar kan fellowship en ons kan mekaar se laste en ons kan mekaar se probleme met mekaar deel. Wanneer ons vrylik met mekaar kan sit en gesels. Hy sê, hoe mooi is dit nie? Want ons is eengesind en ons kom by mekaar en ons bedien mekaar deur die Here Jesus Christus. Want dit is een gees wat in ons werk, nie verskillende geeste nie. Een gees. En daarom stig ons mekaar, daarom bou ons mekaar, daarom wys ons liefde vir mekaar, daarom bemoedig ons mekaar en daarom lig ons op mekaar. Maar jy kan dit nie doen as jy by die huis sit nie. Dit is soos reukolie, salwing, wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, die hoofpriester. Af tot by die soem van sy klere. Die totale mens word met priesterlike olie gesalf. Nie net jou hande nie, nie net jou mond nie, nie net jou kop nie. Jou hele lyf word gesalf met die priesterlike salwing, sodat jy diensbaar kan wees onder jou medebroers en susters en onder medegelowiges, daar by 'n ander kerk of wat ook al, om hulle te kan bedien met dit wat die Here vir jou gee. Die totale mens word gesalf met ander woorde. Die Here is betrokke in alles wat jy moet sê. Die huis, waar ook al jy gaan. Dit is soos die dou van Hermonsberg wat op die berge by Sion val, waar broers so saamwoon, 'n nuwe gebod gee ek julle, om mekaar lief te hê. As ons nie by mekaar kan kom en by mekaar kan bly en by mekaar te kan fellowship, hoe kan ons mekaar lief hê? Want liefde is wanneer ek in jou verhouding met jou staan. Liefde is wanneer ek met jou gesels. Liefde is wanneer ek jou in die oë kan kyk en ek kan sien daar is iets wat jou pla en die Here gee my die woord van bemoediging of die woord van wysheid en kennis en ek deel met jou daaroor. Maar as jy jouself afsonder, kan jy nie die priesterlike salwing hê nie. Dan gaan dit vir jou wys van God. En die gebod gee ek vir julle mekaar lief te hê. Hieraan sal die wêreld weet. Hieraan sal die wêreld weet wat 'n gelowige op 'n Saterdagoggend by mekaar kom en ons praat oor die Here en ons deel 'n woord oor die Here en ons bid saam en ons stap vir 5 km of 6 km saam. Een in gees en in blydskap in ons hart en ons bemoedig mekaar en ons stig mekaar. Want my broer of my suster wat saam met my loop, gaan dalk deur 'n moeilike tyd. Daar's 'n Jerigo voor hulle en iewers het hulle vanoggend gebid en gevra, Here gee vir my wysheid. En jy die gawe van wysheid en jy deel met hulle die woord uit en jy bring verligting vir jou medebroer en suster. Daarom is dit belangrik dat die Vader my gestuur het as 'n Messias en verlosser. Skenk die Here sy seun 'n lang lewe. 'n lang lewe beteken 'n volmaakte lewe waar die Gees regeer. Hierdie is nie 'n tydelike lewe. Ek en my vrou het dit besef. Ons gaan vanoggend wakker word en ons sien ons is dood. Tydelik. Dinge is tydelik. Maar daar is 'n ewige lewe. 'n lang lewe, 'n volmaakte lewe, waar die persoon en die Heilige Gees en God die Vader en die Seun en die drie eenheid in volmag sal regeer saam met jou in jou lewe. Priesterlike salwing werk in en deur
die gemeente. Kies ons dus onsself om onsself aan een kant te hou, of nie aan 'n klein groep te behoort, of om die aktiwiteite van die gemeente nie by te woon nie, of nie getrou ons dienste gee nie, kan jy nie die priesterlike salwing in jou lewe hê nie. Bottom line. Bottom line. Jy kan dit nie hê nie, want jy is nie diensbaar onder medegelowiges nie. Jy is nie diensbaar in jou kerk nie, jy is nie diensbaar in jou gemeente nie. Priesterlike salwing bring die koninkryk van die Here uit. Die melaatse salwing ervaar jy eenmaal wanneer jy tot bekering kom. Die priesterlike salwing ervaar jy elke dag wanneer jy aanmerk vir dienswerk. Die priesters was gesalf elke dag as hulle by die tempel gekom het om die werk te kan doen in die tempel. As jy die priesterlike salwing wil hê, moet jy elke dag gesalf word deur die dienswerk van God te doen. Die priesterlike salwing bring ons in die teenwoordigheid van Jesus Christus. Dis waar jy sit aan sy voete. Dis waar jy met hom gesels, is waar hy vir jou sê, ek wil hê jy moet dit doen vandag vir my. Ek gaan hierdie persoon op jou pad stuur. Hierdie broer of suster wat nou in jou gedagte opkom, wil jy haar nie dalk net bel en vir haar hierdie woord gee nie. Dis die priesterlike salwing, wanneer ek en jy diensbaar is vir God. Hier word vir die woord van die Here lewend geopenbaar en hoor ons elke dag die stem van die Here wat ons vermaan, ons bestraf, wat ons opbou, wat vir ons sê ons is lief vir ons en ons is kosbaar vir hom. Dis hier waar mense inspirasie kan kry wanneer hulle onder die salwing van die Heilige Gees is, om 'n liedjie te begin skryf, om 'n liedjie te of iets te dig of 'n skildery te maak, want die salwing is daar as gevolg van die teenwoordigheid van die Here, nie net op 'n Sondagoggend nie, maar elke dag in jou lewe. Meld ons nie elke dag aan vir die priesterlike salwing nie, dan het jy nie die priesterlike salwing. Die priesterlike salwing ontvang ons van die Heilige Gees elke keer wanneer ons gemeenskap met Jesus en sy woord het. Met ander woorde, wanneer ek aanhou, Here, ek sit vanoggend aan die voete, ek loof en ek prys U, ek eer U vir dit wat U vir my gedoen het. Wat is dit wat U wil hê moet ek doen vandag? Ek is diensbaar vir hom. Ek het 'n dienswerk wat ek wil doen vir hom. Dis nie net 'n grocery list van give me and thank you, goodbye, there I go. Wat is dit wat U wil hê? Wat is dit wat U wil hê? Die gawes wat U vir my gegee het, moet vandag deur my werk. Te veel gelowiges stop en stagneer by die melaatse en die priesterlike salwing. Maar ek wil vanoggend vir julle sê, daar is nog een meer. En dit is die koninklike salwing. Maar die koninklike salwing is die moeilikste om te ontvang. Die melaatse salwing kry ons deur Jesus Christus as saligmaker te aanvaar. Die priesterlike salwing kom deur ons gemeenskap, ons leefstyl, ons wetslewe, ons aanbidding van Jesus Christus saam met ons medebroers en susters eensgesin. Dis wanneer die priesterlike salwing daar is. Wanneer ons in een gees opereer en ons in een stemming opereer met mekaar. Die koninklike salwing verkry ons deurdat ons die woord van die Here, sy opdragte gehoorsaam. Dis wanneer jy sê, ja Here, ek verkondig die evangelie. Ja Here, ek is besig om dit te doen. Ek moet my naaste lief hê soos myself. Ek moet dit doen wat U van my vra. En hoe meer en meer ek dit doen, hoe meer en meer word die koninklike salwing in my lewe, want jy doen dit wat God van jou vra en jy is gehoorsaam aan hom en alles, en jy begin om in jou lewe op te tree met koninklike gesag. En 'n koning is die een wat regeer. Met ander woorde, hy gee vir my en jou die mag en die autoriteit en die gesag op hierdie koninklike salwing om te kan bid vir mense, en daar sal genesing wees om vir mense te bid, en daar sal vrymaking wees, kettinge en juke sal gebreek word as gevolg van die salwing van die Heilige Gees en die koninklike salwing in jou lewe. Stel dit nie koop of aanleer nie. Die enigste manier om die koninklike salwing van die Heilige Gees te ervaar is deur 'n dader te word en Heilige Gees vrug te dra. Ek word 'n dader.
Die Here sê, gaan uit, gaan besoek die weduwees en die wees. Bid vir hulle wat swaar kry. Bemoedig hulle. Wees betrokke in mense se lewens. Wees betrokke in die gemeente, in die kerk, in die liggaam van Christus met jou gawes en dit. Dan begin jy die koninklike salwing ervaar. Maar anders het jy nie die koninklike salwing nie. Ons kan mekaar vanoggend probeer jam om die mond smeer. Die laatste salwing kan nie vir die priesterlike salwing kry as jy eers die laatste salwing gekry het. As jy die priesterlike salwing het, kan jy nie oorgaan na die koninklike salwing. Volg op mekaar en dit vat jou dieper in jou verhouding met God. En hoe dieper jy in verhouding met God is, hoe meer jy vertrou en hoe meer jy gehoorsaam is aan sy woord van God, hoe meer rus hy jou toe en hoe meer bekragtig hy jou. En dan kom die werking tot vervulling waar hy sê, julle sal groter en beter dinge doen as wat ek gedoen het. Lewe as verloste mense, vrygemaak deur die salwing van die Heilige Gees wat die juk breek. Wanneer die salwing van die Heilige Gees die juk breek wat om jou nek en oor jou skouers is, dan breek hy die vloek en die band van sonde wat in jou lewe is en jy kan lewe sonder sonde en jy kan lewe sonder hierdie vloek, want jy die salwing van die Heilige Gees wat jou gaan leer en jou onderrig, wat jou gaan lei, wat jou gaan waarsku indien jy verkeerd doen. Vrygemaak van daai juk van sonde. Wanneer ek begin opereer in die salwing van die Heilige Gees, is ek nie meer deel van die wêreld en sonde is nie meer deel van my lewe. Sonde deel is van jou lewe, wil ek vir jou sê, dit is onmoontlik om te werk met die salwing van die Heilige Gees. Filippense 2:13. Dis mos God wat dit gewillig het. By die gewilligheid en die vermoë om julle in julle bewerk om te handel volgens wat hy graag wil hê. Jy sien daai koninklike salwing. Here, ek doen dit wat U van my vra. Here, my tyd is saam met U. U is my alles in my lewe. U is die koning van my hart. U is die koning van my lewe. U is wat ek vanoggend sê. U is op die troon, maar U het my 'n koninklike salwing gegee sodat ek in die naam van Jesus Christus vir mense kan sê, staan op en loop. Maar ek kan dit nie doen as ek nie in 'n verhouding of naby hom is of onder sy teenwoordigheid lewe nie. Jy bly vir jouself. Koninklike salwing. Met die koninklike salwing ontvang ons autoriteit in die naam van Jesus Christus oor Satan en sy demone te heers en word ons toegerus om die geestelike oorlogsvoering te kan doen. Jy weet ek is bang vir Satan. Jy sê jy verstaan nie die Bybel. Want as jy die Bybel verstaan, dan weet jy Satan kan nie invloed in jou lewe hê as jy 'n gesalfde is van die Here. As jy lewe onder die salwing, man, hy kan die beste vir jou gee en hy kan die beste probeer en jy sal 'n oorwinnaar wees en jy sal lewe in sukses. Sonder die koninklike salwing kan ons nie wenners wees nie en omstandighede kry ons onder. Sluit vanoggend af. Tydens die eerste ontmoeting kom ons tot bekering en ervaar ons die relasie salwing. Kom tot bekering. En dan weet ek geneem. Kom tot bekering en ek sê, Jesus Christus, U is my zaligmaker en verlosser. Gee my lewe vir jou en vra dat jy die Heer sal wees van my lewe. Want jy kan nie daar stop nie. Jy kan nie sê, dit is okay en dis genoeg as 'n kind van die Here. Verder wil ek niks anders te hê nie. Jy mis uit big time oor dit wat God vir jou instoot. Tydens die tweede ontmoeting kom en dan bid ons die Here en ervaar ons die priesterlike salwing. Ons wil tydens sy teenwoordigheid spreek wees. Ons wil elke oggend opstaan om innooi in ons lewens en vir hom sê, Here, hier is ek diensbaar. Waar gaan U my gebruik vandag? Miskien is dit by ons hospitaal is. Miskien is dit by iemand anders. Baie mense draai om en sê, maar dit gaan oor die redding van die siele en dan wil ons gaan bedien waar mense al reeds gered is.
Jy kan nie mense gaan bedien wat al reeds gered is en dink jy gaan siele vir die koninkryk van God kry nie as hulle reeds gered is. Ons moet gaan en ons moet die onbereiktes en die ongereddes gaan haal en hulle in die koninkryk van God inbring en hulle in die kerk inbring, sodat die familie met hulle deelagtig kan word en dat die familie hulle gawes kan gebruik om hierdie mense te kan help. Met die priesterlike salwing is wanneer jy diensbaar is. Baie mense dink ek is net diensbaar wanneer ek die evangelie verkondig, of wanneer ek 'n musiekleier is, of ek dit is, of ek 'n huishoudleier is. Diensbaarheid in jou gemeente. Wat is dit wat ek moet doen in my gemeente? Wat is dit wat ek moet doen in die huis van die Here? Die priesters het gegaan in die huis van die Here en daar het hulle dienswerk gedoen. Waar doen jy in die priesterlike salwing jou dienswerk? Tydens die derde ontmoeting begin ons lewe in volle gehoorsaamheid en ervaring as die koninklike salwing. Ek lewe, hy is my alles. Hy is my alles, as hy vir my sê, doen dit, en hoe moeilik dit ook al is, en nog voordat ek kan twyfel en sê, die Heilige Gees het jou bekragtig om te gaan doen dit wat hy. En die priesterlike en die koninklike salwing, hierna groei ons in geloof en gehoorsaamheid, en die res van die goddelike liefde volk aan die een na die ander. En die koninklike salwing, 'n koning is 'n voorbeeld vir sy mense. 'n Koning is 'n persoon wat die bevele gee vir sy mense, wat wys hy gee om, hy versorg vir sy mense. Die koninklike salwing gebruik ek en jy om die juk los te maak van mense wat in juke is en vasgevang is in juke, sodat hulle vry kan wees. Ons gee die Here se dien en ons ervaar die koninklike salwing. Ons vertel iemand van die Here se reddende genade en ons ervaar die koninklike salwing, want dis wat hy van ons vra. Matteus 28. Gaan dan heen en verkondig die evangelie aan die mense. Ek vertel hulle van die reddende krag en hoe meer ek dit doen, hoe meer kom die salwing van die koninklike salwing oor my lewe. Ons bid vir die siekes en ons ervaar die koninklike salwing meer en meer en meer. En hoe meer jy dit doen en hoe meer jy ingeoefen word in dit, dan sien jy die resultate, want jy vertrou op God. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor jou bediening of wat ook al nie. Dit gaan oor God wat jou gesalf het met 'n koninklike salwing met mag en gesag en autoriteit om lewe te kan spreek in mense se lewens sodat hy verheerlik kan word. Ons dryf demoon uit en ons ervaar die koninklike salwing al meer en meer en meer. Ons sal op skerpe joene trap. Sonder die salwing tyds ons en hardloop ons weg wanneer dit kom by demone. En ons kan nie in sukses lewe en sê ons is oorwinnaars, want hierdie goed jaag van my en vir jou weg. Dit maak ons van. As jy die koninklike salwing het, dan sien jy weg van dit af nie, want jy weet wat mag en gesag en autoriteit doen ek dit. Ek weet wie God is. Ek weet wat God vir my gegee het en waarmee hy deur my werk en alles, en ek sal nie terugduins nie, want hy sal my nooit los of myself in 'n situasie plaas waar ek nie die oorwinnaar sal wees nie. Ons tree op met koninklike gesag. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, iemand wat aan Christus verbind is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier. 'n Laaste salwing, jy kan nie wees soos wat jy was nie. Jy begin in jou proses om 'n nuwe skepping te word en 'n nuwe persoon te word, en so ontwikkel jy, en so groei jy, en so lewe jy met autoriteit. Jy kan nie net van daar af spring na die koninklike salwing, maar die ander goed nie maak nie vir jou saak nie. Jy weet ek is 'n Christen, bel my en ek kom bid vir jou. En dan wanneer jy gaan en daar gebeur niks of wat ook al nie, want jy probeer uit jou eie, het jy die koninklike salwing om dit te kan gaan doen. Die
die woord praat met my en jou vanoggend. As daar van hierdie goed nie in jou lewe is, en moenie glo jy het 'n koninklike salwing nie. Want jy maak aan God 'n leenaar. Hierdie nuwe mens lewe in gehoorsaamheid aan die woord. En dit word 'n nuwe lewe en leefstyl. Jy's daarom 'n salwing, die aandoening, die Heilige Gees krag in ons lewe, sodat ons die Here, die wil van die Here kan en sal doen. Dis hoekom ek en jy ook die Heilige Gees in ons lewe het. Hy oortuig my daarvan. Hy oortuig my van die liefde van God vir hulle wat ongered is, wat verlore gaan. Salwing maak ons markplein evangeliste. Geredes vind jy nie kerk. Die markplein is waar ons die sondaars. Op die markplein is daar waar ons die verlore is. Kind van God, dit help nie. Ek gaan preek elke Sondag in 'n ander kerk en wat ook al, en ek dink ek is goed en ek wil opereer in die salwing van die Heilige Gees, maar die salwing van die Heilige Gees is kragtig in my wanneer ek in die markplein gaan. Want ek minister en ek beweeg onder mense wat al reeds gered is. Miskien gee ek hulle 'n woord van kennis in dit wat ek preek, maar my doel is om die ongeredes op die markplein te gaan haal, hulle in die kerk in te bring, waar hulle geleer en onderrig kan word, waar hulle aanvaarbaar sal wees, want buitekant daar waar hy is, vol van sonde, is hy melaats. En ons wil nie die melaatse inbring nie. Maar hoe raak die melaatse skoon en vind hy 'n familie as ons hulle nie in die kerk wil bring? Sien of ons dit wil herken of nie? Die dag toe die Here jou lewe verander het, jy jou na 'n kerk toe gebring. En in daai kerk het jy 'n familie ontmoet. En in daai kerk was daar 'n familie wat vir jou omgee. Dis wat die Here van my en vir jou wag. Net soos hulle ons behandel het, so moet ons die mense van die markplein af gaan afval, en so moet ons hulle behandel. Waar ons by die mens in totaliteit betrokke kan wees. Kind van God. Ek het al van die begin af, nadat ons klaar is met ons jeug, en nadat ons besef het, en nadat ek begin studeer het, ek kan nie op 'n plein gaan staan, evangelisasiewerk doen, verkondig die evangelie van die Here aan hulle, en wat ook al nie, ek maak uitnodiging, ek bid vir hulle, hulle staan nie voor my, ek bid vir hulle, en ek draai om, en ek stap weg van hom af, en ek los hom daar nie. Na 'n dag van daai persoon terugval, en alles wat hy gedoen het, is verkeerd, ek daai persoon inbring in 'n familie, sodat hy gelig en opgelig kan word, en geleer kan word, en sodat 'n familie vir hom kan omgee. Waarom as jy vir my sê, jy het nie 'n kerk nodig nie, wil ek vir jou sê, dit is nie Bybels wat jy besig is om te verkondig nie. As jy vir my sê, nee, dis okay, ek hoef nie 'n ongeredde in die kerk in te bring nie, is dit nie Bybels nie, want waar gaan hy leer, waar gaan hy gedoop word, waar gaan hy die liefde van 'n familie ervaar, want hy is soos 'n melaatse daar buitekant. Het jy al gesien wanneer jy met hom wil praat oor die Here? Hy skram weg en hy wil wegbeweeg van jou af, want hy voel onwaardig. Maar as jy eers met hom gepraat het, jy kan hom kry in die kerk, en jy kan hom in die kerk bring, en die familie gee om vir hom, dan word hy aanvaarbaar, en hy vind 'n tuiste. Dan begin hy juig en jubel in die Here. Waar dit gelowig is, leef vanuit die Here se koninklike salwing. Dit is laat van mense. Verstaan jy oor salwing? Salwing is nie 'n gevoel, dis nie 'n emosie. Dis nie wanneer jy praise and worship doen en jy maak so en jy begin huil of wat ook al, en dis nie salwing nie, dis dalk die Heilige Gees wat in jou werk en emosioneel met jou werk of wat ook al. Salwing is wanneer jy begin om te doen dit wat die Here is, en wanneer jy begin om aan te meld vir die dienswerk by hom. Dis salwing. Dis wanneer die juke gebreek word. Kom ons lewe nie net as gelowiges wat op pad is hemel. Kom ons lewe met die koninklike salwing in ons lewe. Kom ons lewe ons.